Sit gerus. Ons het die afgelope 2 Sondae gekyk, en ons het gepraat oor Jesus se hande. Ons het na verskillende fasette gekyk na, wat doen sy hande? En dit was wonderlik, en ons het gesien sy hande sorg, genees, en mense se harte en sy lewens word verander deur sy hande. Deur sy gees verseker, maar as kere wat hy sy hande gebruik. En daar is nog baie ander dinge as jy na die skrif gaan kyk, waar Jesus sy hande gebruik het. Hy het kindertjies geseën, maar hy het geskep. Hy het baie dinge gedoen met sy hande, onder leiding van die Heilige Gees. Maar dan is daar meer. Daar is baie meer om vanoggend na te kyk. Want daar is iemand anders nodig, want hy is nie meer tussen ons om sy handewerk te doen. As jy nie seker is wie dit is nie, 1 Korintiërs 3 vers 9, ek wil hom vir jou lees, kort sinnetjie. Ons is medewerkers in God se koninkryk. As jy dit nie geweet het nie, ek en jy is nou die mense wat die handewerk gaan doen. Dankie oom, dis 'n goeie amen daar. Dis hoekom ek en jy hier is. Nie net vir 'n goeie preek nie, jy gaan vanoggend moet vashou, en ons gaan 'n paar dinge reguit hoor. Ons is die hande wat die werk gaan doen. Ons het die Heilige Gees ontvang. Ons is toegerus en ons het hande. En nou begin die groot werk. Ek het na myself gekyk deur hierdie week en ek het besef, ek doen te min vir die koninkryk. Mense dink baie keer omdat jy in die bediening is, jy is besig met die Bybel en met die kerk. Dit is goed, dis jou roeping, dis jou werk. Maar wat doen Lourens Roos op sy eie, met sy eie tyd, met sy eie energie vir die koninkryk? Toe gaan sit ek bietjie en dink, maar wat doen ek? Want God het my geroep. Want daar is groot werk, en ek wil graag 3 tekste vanoggend met jou deel, van 3 insidente, waar ons weer gaan kyk na hande, want dis waaroor dit gaan. En die eerste ene wil ek beginne, voordat ons hom lees, wil ek jou 'n bietjie agtergrond gee. Dis waar nie-Jode God aangeneem het. Nou moet jy mooi dink, hulle het begin met alles, die Here Jesus is weg, ek gaan so vinnig daaroor hardloop, die eerste kerk het begin, mense het begin met dinge, maar dit was meestal Jode. En nou begin dinge bietjie verder gaan, want dit was God se opdrag. So ek wil eers terugvat na Handelinge 6 toe. Ek hoef nie daar nou al oop te maak nie. In Handelinge 6 word die eerste 7 diakens gekies, want daar's mense nodig om die werk te doen in die kerk. Want die apostels kan nie meer alles doen wat moet gedoen word nie. En een van die eerste diakens wat gekies is, sy naam is Stefanus. En as jy verder lees vanaf hoofstuk 6 na hoofstuk 7, dan word Stefanus met klippe doodgegooi. Regtig. Die kerk word ewig vervolg. Word ons met klippe doodgegooi? Nee. Ons is nog veilig, die Here is nog goed vir ons. As jy verder gaan en jy kom in hoofstuk 8, hoofstuk 7 was nou die hele negatiewe insident, in die begin van hoofstuk 8 word Stefanus begrawe en dit gaan moeilik. Aan die einde van die dag gaan Filippus voort met die werk. Nou Filippus is ook een van die 7 diakens. Nou wil ek vir die gemeenteraad vra, kerkraad, hoe gaan jy daaroor voel as een van ons raadslede met klippe doodgegooi is, omdat hy die woord van die Here verkondig het, of wat hy deel van die gemeente is, gaan jy dan die volgende dag aangaan? Wie sit van hulle? Dis wat gebeur het. Hy is met klippe doodgegooi, hy is mors dood, hulle het hom begrawe, en die volgende oggend gaan Stefanus aan met die werk, waarvoor hy geroep is. Ek weet nie, as ons nou in die toekoms weer vir mense sou vra in daardie tyd, wil jy graag op die raad by die kerk dien, gaan hulle dalk vir my dadelik sê, nee, ek is bietjie besig. Want dis waar, mense is op 'n plek van, dis jou lewe. Dis hoe dit met jou sou gebeur het daai tyd. Ek en jy sou dalk gesê het, maar ons sien nie kans om hierdie werk te doen nie, want die lewe is nie maklik nie. Dink jouself in. Maar Stefanus gaan voort, en hy gaan doen die werk, en hy gaan Samaria toe, om vir die mense te gaan vertel van Jesus Christus. Dis sy werk, dis wat hy moet doen. Doodgewone gemeentelid, wat wel gekies is om sekere werk te doen vir die mense, wat 'n tekortkoming in die gemeente is. Maar sal jy kans sien daarvoor? Kom ek vra jy die volgende,
As ek en jy begin om die woord van die Here vir mense te verdien, en iemand kom en hulle klap die woord van die Here uit jou hande uit, spreek woordelik, sal jy die guts hê om maar weer die Bybel op te tel en voort te gaan? Sal jy? Of sê jy agterkom, maar ek kry moeilikheid hierso. So miskien moet ek maar liewer die Bybel op die grond lê, los sodat hy daar bly, want dis nie maklik nie. Want ek en jy is die hande wat die woord van die Here weer moet optel en aangaan. Soos wat Filippus gedoen het. Nou wil ek graag jy moet saam met my oopmaak in Handelinge 8 vanaf vers 12. Handelinge 8 vanaf vers 12. Om 'n bietjie te sien nou, wat het gebeur toe hierdie man in Samaria 'n draai gaan maak het en vir hulle vertel het van die Here Jesus Christus. As julle met my, Handelinge 8 vanaf vers 12. Handelinge is in die Nuwe Testament. Ek gaan vir jou lees vanaf vers 12 af. Maar toe hulle Filippus se verkondiging van die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus glo, is mans sowel as vrouens gedoop. Stop daar. Hoekom sê hy mans sowel as vrouens? Want vrouens het nie veel waarde gehad nie, maar in God se koninkryk is hulle gelyk. Daarom word duidelik gesê, mans en vrouens, nie net die mans nie. Ons gaan verder om te lees. Simon self, dit is nie Simon Petrus, wat een van die 12 was nie. Hierdie Simon was 'n redelike bekende Simon, as jy die hele hoofstuk lees, wat ook met towerheid de mekaar was en op die verkeerde pad. Maar hoor bietjie, Simon self het ook tot geloof gekom, en nadat hy gedoop is, het hy heeltyd by Filippus gebly, en was verbaas om die tekens en kragtige dade te sien gebeur. Toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes daarheen gestuur. Hulle het gegaan en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog nie op niemand van hulle neergedaal nie. Daardie hy is in 'n hoofletter, met ander woorde die Gees. Hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Hierna het die apostels hulle hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Filippus het die handewerk gedoen wat Jesus hom gegee het om te doen. Hy is nou die hande van Jesus en hy doen die werk. En mense het tot bekering gekom. Die mooie ding daarso is, toe die mense in Jerusalem hoor dat daar mense tot bekering kom, toe stuur hulle ouens om te gaan saamwerk. Is dit nie wonderlik nie? Daar's dinge nodig om te gebeur daar op 'n sekere plek. 'n Nuwe gemeente gaan geplant word in Samaria. Die mense neem die Here Jesus aan. Kom ons gaan kyk. Doen ons dit nog? Hulle raak opgewonde, hulle wil gaan sien wat daar gebeur. En hulle kom tot bekering. Ek wil 'n oomblik stop by bekering. Dis ongelukkig, ek weet nie wat om dit te sê nie, ek soek nog die woord daarvan. Dis 'n konsep, is dit die regte woord wat ek kan gebruik, wat ons gewoonlik buite onsself het. Bekering is ouens wat totaal en al van die pad af is. Ek wil vir jou vanoggend wys, wat beteken bekering? Bekering is die verandering van jou hart en jou rigting. Die verandering van jou denke en gesindheid. Hierdie verandering lei dan tot verandering van jou lewe. Hoeveel keer het jou lewe nie al nodig gehad om te verander nie? Hoeveel keer moes ek en jy nie teruggedraai het al na God toe nie? Bekering is nie iets wat een keer gebeur het en nou is alles reg nie. Ek en jy kan omdraai en die verkeerde pad wees en dan het ons nodig om tot bekering te kom. Is nie net mense wat nie van God gehoor het nie. Want die werk is groot. Mense moet terugdraai na God. Filippus se evangelieveld is Samaria, waar mense moet terugdraai na God. Dis bekering. Hulle harte moet verander. Waar is ons veld vir bekering vir die woord van die Here? Van 'n Bilpark. As al die mense wat sê hulle is deel van kerke en van 'n Bilpark een Sondag opdaag, gaan ons omtrent 20 nuwe kerkgeboue moet bou in die dorp, want daar's nie plek wees vir almal nie. Dis ons werk, dis ons handewerk. Ek weet nie van jou nie, want toe ek met hierdie preek besig was, met hierdie skrif, was ek so opgewonde. Ek was vanoggend al 7 minute oor 1 wakker, toe ek al 4 uur wakker, en uiteindelik toe dit 5 uur.
Want nou kan ek opstaan en ek kan iets begin doen. Want hierdie woord moet uit. Hierdie woord moet tussen die mense inkom, want is God se woord. So vanmôre gaan jy my baie opgewonde sien. Maar kom ons gaan terug na Filippus in Samaria, 'n paar jaar gelede. Daar 3 dinge gebeur. 3 dinge. Mense is gedoop, hulle is die hande opgelê, en hulle die Heilige Gees ontvang. 3 goed. Het jy al iemand hande opgelê? Elke Sondag wanneer ons kerk hou, dan stap ek tussen die mense en ek bid, ek moes leer om oop oë te bid, en ek raak aan mense. Ek het dit 1 Sondag in 3 jaar nie gedoen nie. Wat het gebeur? Baie WhatsApps gekry. Want dit beteken vir jou iets. Nou is almal wakker. Dit beteken vir jou iets. Nou, hoe moeilik is dit om net jou hand op iemand te sit, hande op te lê? In 'n parkeerarea, enige plek. In 'n hospitaal kan jy dit gerus doen, jy gaan die hele dag besig wees. Maar dis wat daar gebeur het, Romeine 8 vers 14. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Daardie 3 dinge. As jy die Gees van God het wat jou lei, is jy 'n kind van God. Hier is my eerste gedeelte wat ek met jou wil deel. Mense in Samaria kom tot bekering. Filippus, brawe Filippus, het gegaan en die werk gaan doen wat daar vir hom gegee is. Dis die Here. En ek en jy kan nie sê, ja, maar mense het die internet, ja, maar mense het sosiale media, of hulle kry boodskapies elke oggend op een of ander metode word daar gestuur, goeiemôre, dis mooi en dis baie oulik. Altyd kry jy teddybere en teksverse op al wat 'n groepie is. Daarom is ek nie meer op groepe nie. Maar wat gebeur is, daar's nie hande betrokke nie. Jy kan vir enige ou 'n WhatsAppie stuur. Daar's nie hande betrokke nie, want ek en jy is Jesus se hande. Maar kom ons gaan verder. Ek wil hê jy moet vir my oopmaak na die volgende hoofstuk. Nou net bietjie aan, hoofstuk 9. Jy kan net die bladsy of wat aanblaai. Ek het alles in my vermoë gedink, hoe gaan ek hierdie storie vir jou vertel? Toe besef ek, kom ons lees die hoofstuk, kom ons lees die woord van die Here, en kom ons luister bietjie, wat staan, wat het gebeur in Handelinge 9, want hierdie was 'n baie groot draaipunt deur God vir ons. Dorie? Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoses in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal, en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is u, Here? En hy antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het spraakloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan, en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnegebring. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en hy het nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend. Lyk vir my ons het 'n klankprobleem daar, en dan sal ek voortgaan. Kom ek kry nie die plek. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus, want kyk, hy is besig om te bid. En hy het die visioen gesien, dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande opgelê en hom weer te laat sien.
Ananias het toe geantwoord: Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. Stop vir 'n oomblik daar. As jy begin met die eerste vers in daardie gedeelte, dan het Saulus briewe gaan haal in Damaskus, sodat hy die Christene kan vermoor. As ek 2 hoofstukke teruggaan, dan terwyl hulle vir Stefanus met klippe doodgegooi het, het hulle klere by sy voete neergesit. Saulus, wat toe Paulus geword het toesig gehou om te sien hoe word mense met klippe doodgegooi. So iemand wat die Here gedien het, was bang vir hom. En nou word hy vir hierdie disippels gesê, jy moet na daai ou toe gaan, jy moet hom die hande gaan oplê. Ek gaan verder. Ananias het geantwoord: Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat u naam aanroep in boeye te slaan. Maar die Here sê vir hom: gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na die nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde: Saul, broer, die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon nie weer sien en het opgestaan en is gedoop. En nadat hy geëet het, het hy sy kragte herwin. Weer het ons 'n disipel hierso, Ananias, ek hoop ek spreek hom reg uit, wat 'n werk moes gaan doen wat lewensgevaarlik is. En wat doen hy? Wat God sê. En hy gaan lê vir Saulus, wat later Paulus word, die hande op. Jesus se hande, want Jesus is nie nou daar om hande op te lê nie. En hy doen wat Jesus vir hom gesê het om te doen. En Saulus kom tot bekering. En wie die meeste van die Nuwe Testament geskryf? Hierdie ou. En wat het hy ervaar? Hy is hande opgelê, hy het die Heilige Gees ontvang, want hy is 'n instrument. God het hom gekies. Hy het nie die regte CV gehad vir hierdie werk nie. God het 'n plan. Dis wat gebeur as mense hande opgelê word. Maar God bly 'n plan, en weer 'n keer gebeur dieselfde ding, handoplegging, ontvang die Gees en hy is gedoop. En nou is hy gereed vir die bediening. Nou wil ek jou vra, is jy reg vir wat die Here met jou wil doen? Dink jy, hoe sal ons sê, dink jy is okay? Dink jy is gereed om 'n verskil te maak in God se koninkryk? Is jy seker? Want ek weet jy gaan vir my sê, ja, maar ek sit in die kerk. Ek vra vir jou, tussen jou en God, is jou roeping om gehoorsaam te wees, gaan jy doen wat God sê? Is jy bereid om jou moue op te rol en oor te gee aan die Gees en te doen wat die Here vir jou sê, nie wat ek vir jou sê nie. Dis nie ek wat dit besluit nie, dis God se woord. Is jy reg daarvoor? Ek wil verder gaan, die laaste skrif wat ek met jou wil deel. Nou gaan ons bietjie verder, 10 hoofstukke. Nou gaan ons na Handelinge 19 toe. So jy kan in dieselfde boek net 'n bietjie verder vir my blaai. En nou gaan hierdie Paulus nou ook die werk doen, want hy's die hande opgelê. Het lyk as julle na my kyk, almal het hom gekry. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die hoërliggende gebiede gereis en afgegaan na Efese, waar hy 'n aantal disippels aangetref het. Hy het hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? Hulle het hom geantwoord, nee, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Toe vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? Met die doop van Johannes, het hulle geantwoord. Daarop het Paulus gesê, Johannes het gedoop met die bekeringsdoop, toe hy vir die volk gesê het om te glo na die een wat na hom kom. Dit is Jesus. Nadat hulle dit gehoor het, is hulle in die naam van die Here Jesus gedoop. Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het oor hulle gekom en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. En altesaam was daar 12 mans. Nou kyk mooi na hierdie storie. Waar het hy begin? Stefanus is met klippe doodgegooi. Filippus gaan doen die werk in Samaria.
As gevolg van dit loop die tyd verder en uiteindelik is dit Saulus wat Paulus geword het, wat ook die Here wel aangeneem het, wat ook gedoop is, wat ook die Here Jesus ontvang het. Noem dit net wat jy wil, die Here het aan hom verskyn. En dan verder het hierdie selfde Paulus verder gegaan en nou die werk gedoen, want hy is ook die hande opgelê, hy is ook gedoop. Presies dieselfde ding het gebeur. Saulus wat Paulus geword het, doen die werk wat Jesus wil hê ek en jy moet doen. En Saulus wat Paulus geword het, was voorberei. Hoe? Handoplegging, hy's gedoop en het die Heilige Gees ontvang. Dis waar hy was. Hy het nie 'n graad in teologie gehad nie, alhoewel hy 'n fariseer was. En die ander disippels ook nie. Maar hulle hande was bereidwillig. Hulle was Jesus se hande. Al hierdie teksverse, dieselfde tendens. En jy kan sê wat jy wil daaroor. Dis wat God vanoggend sê. Dis wat gaan gebeur en moet gebeur in my en jou lewe. En dis my hart vir ons gemeente. Dat ek en jy op 'n plek kom en Jesus se hande vir die mense word, want dis wat ons nou moet doen. Hy het gedoen wat hy moes doen, bietjie minder as 2000 jaar terug. Hy het vir ons sy Gees gegee. En dis die proses wat ek en jy moet deurgaan. Want mense moet terugdraai na God. Ek en jy hoef nie Samaria toe te ry nie. Ons kan dit sommer hier in Vanderbijl doen. En dan vra ek jou weer 'n keer, waar staan jy in die Here Jesus? Is jy toegerus om die werk te doen wat hy vir jou wil gee om te doen? Ek lees my Bybel, ek bid, dis goed. Ons almal doen dit. Maar is jy toegerus? Ken jy die Here Jesus? Het jy al regtig die Here ontmoet? Het jy al regtig besef, wie is God? Wie is hy? Het jy al in jou moeilikste tye God ervaar, gesprek met hom gehad? Het jy in jou goeie tye jou hande opgelig en gesê, hier is ek Here, want dis weer my hande. Jy kan maar gaan kyk, Psalm 63, Psalm 143, Psalm 147, 1 Timoteus 2. Wanneer julle by mekaar kom en die Here aanbid, moet die mans hulle hande oplig, die ou 33 vertaling sê, onbevlekte hande in aanbidding tot God. Ek dink nie jy besef wat se werk is hier in jou twee hande om te doen nie. En ek wil jou uitnooi vanoggend. Gebruik die geleentheid. Gaan sit by die Here se voete. Laat hy jou leer, vra vir hom vir sy Gees, sodat jy die vrymoedigheid het om iemand die hande op te lê. Want wanneer jy iemand die hande oplê, is jy besig om die Here Jesus se handewerk te doen. En dis waarvoor hy ons almal geroep het. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U, en dan besef ons hoe groot is hierdie taak wat vir ons voorlê. Ons besef dat ons nie almal op dieselfde plek is nie. Dat ons in verskillende seisoene is, maar ons gebed vanoggend is dat U by ons sal kom stil staan. En watter proses ons moet deurgaan, die doop, handoplegging, die Heilige Gees wat ons moet ontvang. Here, gee vir ons daai geleentheid, raak ons aan, sodat ons aan die einde van die dag by U kan uitkom. Laat ons kan die werk doen wat U vir ons gegee het. Laat ons hande U hande kan word. Dat ons sal besef elke keer wat ons hande gebruik, dit U hande is, want U het ons hande geskape. U het vir ons gegee wat ons nodig het. Ons bid U vanoggend waar ons uit mekaar uitgaan. Heilige Gees, hou ons vas. Geef vir ons hierdie rigting wat ons moet inslaan. Laat dit in ons harte sal brand, dat dit gaan oor die koninkryk, niks meer en niks minder nie. Alles gaan net oor U en nie oor onsself nie. Ons bid U Here en ons bid Heilige Gees, lei ons. Wys ons elke oomblik, elke tree. Amen.